Hallo maats, vandag is ons in week 2 van ons reeks Die X-Factor in Mind. Nou, wie van julle het al ooit planne gemaak, maar dan ongelukkig werk julle planne nie uit nie? Dis gewoonlik nie baie lekker nie. Maar maats, ek het vir julle baie goeie nuus. Niks kan ooit God se plan vir ons stop nie. En vandag gaan ons bietjie daaroor gesels. Kom geniet die diens saam met my. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie pragtige dag. Mag ons elke dag u liefde en genade ervaar. In Jesus naam, amen. Julle sien vriende, as ons altyd vertrou op die Here, sal ons altyd vasstaan op Jesus. Want die woord sê, ons moet sterk en volmoed wees. Moenie bang wees nie. Die Here ons God is met ons en hy sal ons nooit in die steek laat nie, soos Deuteronomium 31 vers 6 ons herinner. Neem 'n paar minute en bring al jou bekommernisse na die Here toe. Hy is by ons en dit is hoekom ons hom vandag saam kan aanbid. Down here I am, no space between us, now I stand in you.
truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. Now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, alive in me. To the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. And now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, yeah. And as I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, mountain mover. You have made a way. You define me. You have called my name, mountain mover. You have made a way. You define me. You have called my name. As I behold the Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, yeah. As I behold Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, alive in me. Alive in me, yeah. You're alive in me, oh. Hallo Benny, hoe gaan dit met jou op hierdie pragtige oggend? Hallo DJ, gaan baie goed. Ek is bly om te sien dat jy in so goeie by is. Ek is in 'n fantastiese by, want jy kyk na meer raai. Ek weet nie wat om te raai nie. Ag, sê my asseblief. Okay, ek sal jou sê. Jy kyk na die drumroll. Die nuwe, fantastiese uniform prefect 101. Yes, baie geluk DJ, ek het dit geweet. God gee vir ons alles wat ons nodig het om hom voluit te kan dien. Ek was so opgewonde en gemotiveerd om ons formules van verlede week te gebruik. Wat was dit nou weer? 2 Petrus 1 vers 3. Met God se goddelike krag het ek alles wat ek nodig het om naby hom te lewe. Yes, dit is 'n goeie een, maar Ja, wat fout Benny? ag, jy sien DJ, ek het ons X-Factor video geshare op social media en ek het net 50 likes gekry, alhoewel my ma baie daarvan gehou het. En een van my vriende het sommer net 'n snaakse video opgesit en hy het 350 likes gekry. En nou hoor ek hierdie stemme in my kop wat vir my sê ek is nie goed genoeg nie en voel so 'n bietjie minderwaardig en dat niemand my liefhet nie, nie eers God nie.
waarheid nie. Hoeso? Ek hoor hierdie stemme in my kop en ek begin hulle al glo. Wel Benny, professor leer ons altyd 'n formule. Kom ek bel hom gou. Hallo professor, hoe gaan dit? Hoor professor, Benny het nodig om te hoor oor die formule wat jy vir ons geleer het. Die formule oor God se liefde en dat niks ons kan skei van God se liefde nie. Hy het dit regtig nodig hierdie week. Hallo, Benny en TJ. Ja, ek onthou daai een. Die formule is Romeine 8 vers 39. Die hoogste berg of die diepste see, enige iets in die hele wêreld, kan jou nie skei van God se liefde af nie. Kom ek wys dit vir julle deur hierdie kort demonstrasie. So, wat ons nodig het, is 'n glas water, 'n vierkantige stuk karton, 'n toiletrolletjie en 'n eier. Die glas water is God se liefde en sy plan vir jou lewe. Daar is dinge wat ons probeer weghou of skei van God se liefde, soos sonde en vrees en slegte gedagtes. En hierdie dinge laat ons ver voel van God af. Maar ons leer in ons formule dat geen hoogte of geen laagte ons kan skei van God se liefde af nie. En dit is hoekom absoluut niks ons kan skei van God se liefde af nie. TJ en Benny, ek hoop dat dit julle maak verstaan hoe belangrik julle in God se plan is. Tot weersiens. Baie dankie professor. So, dit was nou vir my regtig interessant, TJ. Jy sien Benny, reeds van die begin af het Satan ons probeer bedrieg toe hy vir Eva laat twyfel het in die tuin van Eden. Hy het haar laat twyfel oor dit wat God sê oor haar lewe. So as ek nou reg verstaan, beteken dit dat meeste van my negatiewe gedagtes wat ek het, eintlik net daarop uit is om my te weerhou van wat God oor my lewe beplan. Presies. En die Bybel waarsku ons teen die duiwel, want hy kom net om te steel, te verwoes en te vermoor. Maar Jesus het gekom sodat ek en jy 'n lewe kan hê in oorvloed. En dit staan in Johannes 10 vers 10. Jy sien Benny, Jesus het gekom om die oorspronklike doel wat God gehad het vir ons te kom herstel. Toe hy gesterf het aan die kruis, het hy alles wat ons kan weerhou van die liefde van God weggevat. Jo, dit is incredible. So eintlik wat jy vir my sê is dat niks kan ons eintlik terughou nie, want Jesus het klaar die prys betaal. Net soos die verlore seun, toe hy weer by sy pa se huis aankom, het sy pa hom nie herinner aan die dinge wat hy verkeerd gedoen het nie. Sy pa het hom met oop arms in sy huis terug verwelkom. Dis reg so, Benny. Jy sien, God het jou so lief en jy's vir hom so waardevol. Dit maak nie regtig saak hoeveel likes jy kry op jou video post nie. Jy hoef net te weet dat jy geroep is vir die koninkryk en dat hy vir jou omgee. Ons moet nooit vergeet die formule wat professor nou net vir ons geleer het nie. Kom ek lees dit gou weer vir ons. Dit staan in Romeine 8 vers 39. Hoegenaamd niks daarbo of onder in die diepste of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus wat ons Here God vir ons het nie. Ons moet nie toelaat dat ons negatiewe gedagtes ons weerhou om te doen dit wat die Here oor ons lewens beplan het nie. Ja nee. DJ, ek gaan nooit weer so dink nie, want dit is nie wie ek is nie. Ek is 'n kind van God wat geskep is in sy beeld. En ek Benny, is 'n veranderingsagent. En ek weet nou dat God gee vir ons alles wat ons nodig het om hom te kan dien. En daarbo-op nog het ons vandag geleer dat niks kan ons skei van sy liefde nie. So ek gaan aanhou video's maak en dit share op social media sodat ek meer mense kan inspireer deur wat in God se woord staan. En ons het die X-faktor. Ons kan
niks verkeerd doen nie. Ons leef naby aan God. En sy liefde sal sorg dat ons die regte dinge doen. Maar ek gaan nou eers jou post like en hom weer share, sodat nog meer mense die woord van God kan ken. Not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Ja, maat, is dit nie net wonderlik om te weet dat in Romeine 8 vers 39 sê die Here vir ons dat daar is niks wat ons ooit kan skei van sy liefde nie. Maat, ek het wonderlike nuus vir julle. Die kinderbediening is weer oop by die kerk. Nou, vir jou om kerk toe te gaan, moet jy vandag vir jou mamma gaan sê, mamma, ek wil baie graag volgende week weer by die kerk, by Kids Ministry gaan kerk hou. Maar vir dit om te gebeur, moet jou mamma jou gaan registreer op die kerk se webtuiste. Maat, ek hoop ek sien elkeen van julle volgende week.